Dis 'n baie lang storie oor hoe ek afgekom het op Louis Trondheim en sy avonture van Cobain, of avonture sonder Cobain. En ek het net een of twee video's hier gevind. So ek is Afrikaans, maar ek het hierdie Nederlandse boeke gevind as gevolg van 'n nuusbrief van Sylvester, die uitgewers, waarin ek ingeteken is, en ek het toe hierdie boeke gaan koop in Amsterdam. En as 'n 40-jarige Afrikaans sprekende is dit voel vir my soos 'n nuwe wêreld wat ek ontdek het. Ek is ook baie geïnteresseerd om te weet hoe baie mense op YouTube moontlik sal soek vir hierdie titels spesifiek, want ek kon nog net een video vind waar iemand in Nederlands natuurlik praat oor hierdie boeke. Ek dink dit is 'n fantastiese wêreld wat hy skep, die wêreld van Cobain. Ek wil graag weet, hoekom is daar avonture sonder Cobain? Ek verstaan nie wat die universe van hierdie wêreld beteken nie. Waar was Cobain toe hierdie wêreld daaraan ingegaan het? Hoe baie ander mense het al van hierdie boeke uitgevind buite Nederland? Is dit moontlik om dit te vertaal in ander tale? En want ek dink daar's 'n mark daarvoor. Ek weet dis hierdie is strips, Hollandse strips wat mense nie noodwendig, of mense sal sê, weet niemand koop meer boeke nie. Wel, ek het 'n klomp geld vir hierdie betaal, en ek dink die werk, die tekeninge is baie interessant. Die dialoog is buitengewoon, en dit hou mens boeiend. Dit is nie asof dit enigstens iets spesiaal is nie, en jy sien dis baie eenvoudige tekeninge, en jy sou dink dis vir kinders bedoel, maar as jy die inhoud lees en begin besef dat dit eintlik oor verhoudinge gaan tussen volwassenes, hoewel hulle eende en hase en allerlei ander tipe diere is dit 'n fascinerende wêreld wat Louis Trondheim geskep het. En ek hoop daar is 'n veel groter gehoor hier op die internet as wat ek besef. Want ek seker daar is. Ek wil graag van julle hoor.